Ons is by ons 5de aflewering in ons Pinksterreeks by die hooftema om die pad met God te stap. En vanaand se ondertema is glo dat God voorsien. En ons lees Filippense 4 vers 1 tot 13, maar ek gaan net ons teksvers vers 11 aanhaal terwille van die opname. Want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. In gewone Afrikaans, ek het geleer om te aanvaar wat die omstandighede is waarin ek leef. Het jy al by die see gestaan en gewonder hoe lyk die see daaronder, veral daar waar die see baie diep is? Dit moet groot, geheimsinnig en dalk selfs angswekkend wees. Ons weet nie regtig hoe dit lyk daar nie, maar ons staan net op die kant om die grootheid van God se handewerk met hierdie water te bewonder. In Psalm 77 vers 20 sê Asaf, u weg was in die see en die paaie in die groot waters. Net so staan ons ook op die kant van die lewe om God se onpylbare liefde vir die mens, sy sorg en sy trou te bewonder. Psalm 10 vers 5 sê, sy weë is altyd voorspoedig, hoog daarbo u gerigte. Elkeen wat bereid is om die pad met God te stap, weet dat God se weë foutloos is en dat hy in die behoeftes van sy kinders voorsien. God is aan die werk in ons lewens, al sien ons hom nie altyd raak nie. Luister net mooi wat sê Job vir sy vriende, hy sê, gaan hy by my langs, dan sien ek hom nie, en hy skuif verder verby sonder dat ek hom bemerk. Dis die 2020 vertaling wat ek hier aanhaal. God is alomteenwoordig, hy's alwetend, hy is sorgsaam, hy's 'n vader, hy vra niemand om raad nie. Elkeen wat die pad met God wil stap, glo dat God sorgsaam is en dat hy in sy liefde alles wat ons op hierdie aarde nodig het, sal voorsien. Ongelowiges glo nie aan 'n sorgsame God en sy voorsienigheid in ons lewens nie, maar eerder aan blinde toeval. Dit moes maar so of so gebeur. Dis nie God nie, man, dis maar net noodlot. Maar dan in die Bybel lees ons telkens van mense wat met die vraag na die optrede van God geworstel het. Selfs geloofshelde het nie altyd verstaan waarom God op 'n sekere wyse optree of dan nie opgetree het. So lees ons in Habakuk 1 vers 2 en 3, hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar u hoor nie? Skreeu ek tot u geweld, maar u help nie? Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Een ding moet ons weet, God is altyd regverdig in sy liefde en in sy straf. Waar hy straf, het die oortreder dit verdien. Gelowiges vertrou op sy optrede, omdat dit altyd met sy liefde ooreenstem. Om die pad met God te stap en te glo dat hy voorsien, moet gelowiges hulle deur 3 dinge nie laat afskrik nie. En dit is eerstens die toestand van die wêreld waarin ons leef, die lewensomstandighede wat ons ervaar en die skielike droefheid en nood. Kom ons kyk so een oomblik na die toestand van die wêreld. As ons die wêreld op sy sigwaarde moet neem, dan is ons telkens ontsteld. Alles word donker, onreg, verdrukking, moord, haat, wreedheid, korrupsie, vergrype, ons kan hoeveel woorde noem. Dit maak mens swartgallig en dit laat ons as goeie gelowiges soms moed verloor. Jesaja 8 vers 21 en 22 sê, dan sal hulle na bo kyk, jy sien hier is ons weer na die opkyk, ook die aarde aanskou en kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees, in jammernag en donkerheid is hulle gedrywe. En in Johannes 14 vers 1 is dan die bekende woorde, laat julle harte nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. Ongelowiges se harte raak ontsteld en hulle is bang vir die lewe, en bang mense kan nooit die pad met God stap nie. Al raak gelowiges ongelukkig met die toedrag van sake, weet hulle dat God steeds in beheer is. Hy voorsien en hy gee op sy tyd die uitkoms, en daarom kan gelowiges voortgaan met hulle lewe, ongeag watter lig of skadu op hulle lewenspad val. Henog was een van hierdie besondere mense. Die sonde en die verwording in sy tyd was groot. So groot dat God besluit het om die mensdom in sy geheel met water te vernietig. Henog was egter anders. Hy het teen die verloop van omstandighede in die pad met God gestap.
En dan kom die vraag, hoe het hy dit reg gekry? Hy het in God se sorg geglo en met sy lewe aangegaan deur op te kyk. En dis presies wat God van ons verwag, ook in hierdie verwarde wêreld, teen die verloop van omstandighede in, moet ons met ons lewens aangaan. Die Here is in die hemel. Hy weet goed wat hier op aarde aangaan. Hy het dit dan gemaak. Hy sal dit weer regmaak. Ek en jy kan niks daaraan doen nie. Ons moet aangaan met die opdrag wat God vir ons gegee het. Hoe lyk die lewensomstandighede? Om die pad met God te stap, durf my geloof nooit van my lewensomstandighede afhang. Sal ek God prys as dit goed gaan met hom, met my, en hom verwens as dit sleg gaan? Nee. Ek moet hom onder alle omstandighede kan prys. Slegte dinge gebeur, want dis wanneer God ons vorm, wanneer hy die klei vorm gee. Want onthou, God se wees, nie ons wees nie. Met sommige gelowiges gaan dit op stoffelike gebied goed, terwyl ander sukkel om liggaam en siel aan mekaar te hou. Sommige is blakend gesond, terwyl ander op lewe na dood is. Is dit toevallig? Is dit noodlot? Nee. God het dit in sy alwysheid so beskik, en daarmee moet u en ek vrede maak. Weet een ding, hy laat geen kind in die steek nie. As daar skielike droefheid of nood oor ons kom, as ons die pad met God stap, skaad hierdie droefheid en nood nie ons geloof nie. Ja, dit maak ons hartseer, want ons bly sondaar mens, maar dit verander niks aan ons geloof nie. Dink maar aan Job. Hy verloor op een dag alles, sy besitting, sy kinders, sy gesondheid, sy aansien. Maar Job het nie die geloof verloor nie, omdat hy in God en sy voorsienigheid geglo het. Hy het deur sy droefheid en nood steeds met God die pad gestap, en dus hom tot loon gereken. Onthou, ons is God se eiendom. Hy kan met ons maak wat hy wil. Hy skuld ons niks. Ons is baie bang dat ons nie verstaan nie, en dat ons as ware met God worstel, soos hy met Job een nag geworstel het. Onthou altyd dat God groter is as die mens. God weet wat ons nodig het. Hy voorsien op sy tyd en op sy manier. Psalm 103 gebruik die beeld van 'n vader wat vir sy kinders sorg. Ons word deur die bekering 'n kind van God, en daarom sorg hy vir ons. Paulus skryf aan die gelowiges in Rome, daar in Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voornemens geroep is. Paulus bely dat God hom geleer het om met min tevrede te wees. En hoe is hy nie deur die geloof in Christus vervolg nie? Voor sy bekering wou hy Damaskus triomfantlik binnery en van die plaaslike Christene gaan gevange neem. Nou na sy bekering wou die mense van Damaskus hom doodmaak, en moes hy in die nag soos 'n skelm teen die stadsmuur laat sak word om die dood te ontkom. Wie bereid is om die pad met God te stap, moet glo met hulle hele hart, hulle hele siel, hulle hele verstand, en op God wag. Ek wil afsluit met 2 geleesde gedeeltes, Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wankel en word nie mat nie. En dan Psalm 131, 'n bedevaartslied van Dawid. O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in die dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Here, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons vanaand se biduur die boodskap luister, dan is ons in ons sondige natuur, wil ons wonder en twyfel, en verdagmaking dalk begin saai, maar dankie dat ons kan weet, U is ons Vader in die hemel, en deur die bekering is ons kinders van God, en daarom sorg U vir ons, soos 'n vader vir sy kinders sorg. Gee dat ons sal wag op die Here, van nou af, tot in ewigheid. Amen.